Kobus. Is hy aan? Hy klink sag. Goeiemôre almal. Daar is hy nou reg. Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Dit is lekker om hier saam te kan wees. Ek het gehoor iemand het gesê hulle gaan kyk om bietjie dat ons waiers kan kry. Dit is maar warm die laaste paar dae. Maar toe sê ek die uitdaging dan is dat gaan party weer nie kan hoor nie. So dis maar moeilik. Dis dalk beter om jouself net so 'n bietjie af te koel met iets wat jy waai. Dit gaan dalk nie so 'n probleem veroorsaak dan nie. Maar baie welkom hierso vanoggend. Dit was vir my 'n lekker naweek, nie net omdat die Stormers gewen het nie. Dit ook, maar ons het gister lekker strand skoon gemaak. Hobie Beach, MTR Smit, hy's 4, sy kinders is ook hier vanoggend. En gister het van ons gemeentelede en 'n paar skole hier in PE en hulle almal saam daai strand skoon gemaak. So dit was ook baie lekker. Dit het begin met 'n bewolkte dag en toe sit nou, toe voel ek okay, dit gaan nou beter wees as die vorige dae, maar die son het ook maar uitgekom. Maar baie welkom hierso. Ons is dankbaar dat die Here ons deur hierdie week ook gedra het, dat ons hier saam kan wees. En ek moet sê, hy's 4, sê gereeld, wanneer kom ons weer na julle kerk toe? Hulle hou daarvan, dit is vir hulle lekker. So hier is julle weer vanoggend, baie welkom. En partykeer verander hulle huise, maar kinders gaan uit en kinders kom in, so daar's ook 'n paar nuwe kinders in huis 4, wat nou die eerste keer hier is vanoggend. Maar kom ons groet mekaar, ons is broers en susters in Christus, ons is een in Christus, kom ons groet mekaar, groet die mense om jou. Dan is, as jy 'n besoeker is, steek asseblief jou hand op. Ons gaan nou vir die kinders van huis 4 ook een gee wat nog nie gekry het nie. So as jy 'n kruisie al gekry het, moenie weer jou hand opsteek nie. Ons gee vir die wat nog nie gehad het nie. So ek wil net so 'n paar hier uitkry. Maar is hier enige besoekers vanoggend? Ons gee net 'n kruisie, jy hoef nie te worry om iets te doen nie. Daar is ons hand daar agter. Oom Henry sal oom help. Hierso is 2 hande, hulle is 3. Ja. En daar regs agter, as hy. Herman, as jy nou soos 'n besoeker nog voel is al groot fout, dan moet ons dalk praat na die diens. Sy hand was ook op. Baie welkom hierso vanoggend. Ek sien nie nog hande nie, as sy. Baie welkom. Ook aan die huismoeder, ja. Dis 'n wonderlike voorreg dat ons hier saam kan wees vanoggend, dat ons ook in die Here se teenwoordigheid is. Ons gaan ook nou die Christuskers aansteek. En wie wil vanoggend dit aansteek? Ons kyk, ja, jy het nog nie. Jy kan kom, ja. Wat is jou naam? Emma. Emma gaan dit vir ons aansteek vanoggend. Sy het nog nie. Daar gebeur iets nou. Okay. Ek gaan vir jou help om 'n bietjie laer hou. Nee, ek dink hy is dalk gesluit. Hy kan nie so hard wees nie. Okay, kom, kyk gou weer. Hy is 'n bietjie hard. Ek gaan jou help. Hou jou vinger daar aan, druk ons saam. Nog ons moet weer. Hassai. Nou is jy, nou het jy hom aangesteek vir ons, baie dankie. Lyk my as daar nie 'n fluit is nie, dan so klink dit so skote. Ek weet nie wat hier aangaan. Jesus, met die klank. Maar ek dink niemand gaan slaap vanoggend nie.
Ons hoor in Psalm 37 vers 5, ek lees ons uit die boodskapvertaling die volgende. Stel jou lewe elke dag in die Here se hand. Vertrou op hom, hy sal vir jou sorg. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die Here saam loof, ons gaan staan, kom ons loof en prys die Here. Kobus, jy kan aangaan. Ek wil daai slide hê. Ek dink ons nou niks op die skerm nie. Jy kan maar aangaan. Asai. Nou ek het nog eens gedink, ek gaan vra wie's daar op die skerm, maar dis nou al klaar gesê. Dis Messi. Lionel Messi. Maar voor ons by hom gaan kom, dis nou moeilik, ons kan nou nie almal hierso staan nie, die spasie is 'n bietjie klein, so ek moet nou bietjie hier en bietjie daar, maar daar's 'n gesegde, don't judge a book by its cover. Julle ken dit seker, ken julle dit? Julle ken hom, dit is bekend. Nou wat beteken dit? Ja, Jan. Ja, baie dankie, jy is heeltemal reg, dis die antwoord wat ek gesoek het. Moenie sommer net kyk na iemand en sê jy dis hoe hulle is, as jy hulle nie ken nie. Ons doen dit maklik, maar ons moenie, dit is verkeerd, want jy kan verkeerd wees. Jy kan dink die ou op straat is maar net lui, hy wil nie werk dalk nie, maar jy weet nie wat het gebeur in sy lewe, hoekom is hy daar nie. Ek het al so met iemand gepraat, hoe vertel die ou, hoe moeilik het is, hy kry nie werk nie, hy het nie 'n stort nie, so hy kan ook nie hom was nie, so hy stink, so mense wil nie eers eintlik naby hom kom nie. Hy het ook nie 'n rekenaar nie, hy kan nie 'n CV maak nie. Verstaan, so mense neem nie dit en ag ja, sê hulle net, ag, daai man is sommer lui. Hulle sit daar want hulle is lui. Ons doen maklik sulke tipe goed. Nou, daar op die skerm is Messi, maar wat baie interessant is, ek weet julle dit nie, maar hy is op die ouderdom van 11, hy was baie goed in sokker as 'n kind al, maar op die ouderdom van 11 het hulle agtergekom, hy het te min groeihormone.
So dit was, hulle het hom toe gediagnoseer met dit. Hy moes behandeling kry, anders sou hy klein gebly het. Amper soos 'n kind, hy sou soos 'n 11-jarige kind gebly het, sy lengte. En hy sou nie dan goed sokker kon gespeel het nie. Hy sou nie lank genoeg en sterk genoeg kon gewees het nie. So sy familie het toe 'n bietjie begin om vir hom behandeling te koop of te betaal. Maar dit was baie duur en hulle kon dit nie meer betaal nie. En baie mense, baie spanne en so sokkerspanne het gedink, hulle het net gesien hoe klein hy is en hulle het geweet uit hierdie toestand. So hulle het gesê, ons gaan nie belê in hom nie, ons gaan nie hom koop en vir hom geld gee nie, want wie sê hy gaan ooit groot genoeg raak? Ons wil nie daai kans vat nie. Maar daar was een sokkerspan, Barcelona in Spanje. Hulle het gesê, hulle het hom gesien speel, toe sê hulle, ons is bereid om vir sy behandeling te betaal. Hy moet dan nou ons speler raak. So hulle het hom toe gehelp, want hulle het geglo, daar's meer in hom as net dit wat jy kan sien. Hy is klein, maar hy gaan daar kan groei en hy gaan 'n goeie sokkerspeler kan raak. En toe, daar's nou 'n groot debat baie keer. Party sê Cristiano Ronaldo is die beste sokkerspeler en ander sê Messi is. Ek weet by julle het julle ook al baie daaroor gepraat. Wie is die beste eintlik? Maar hulle speel ook maar verskillend. Maar Messi het op die ou einde 8 Ballon d'Or toekennings gekry. Dit beteken jy is die beste in die wêreld daai jaar. Hy het dit 8 keer gekry, die meeste van almal nog ooit. Ek dink die tweede beste is Ronaldo en hy het dit 5 keer gekry. En hy daar sien ons hoe hy die wêreldbeker ook gewen het. Ek dink in 2022. Maar dit wys mens net as almal net gekyk het hoe hy was toe hy 11 was en dat hy daai toestand het, sou mense heeltemal verkeerd gedink het oor hom. Hy is eintlik een van die heel beste spelers. Maar wat mens ook moet onthou is dit het baie gevat van hom ook om te kom waar hy nou is. Ronaldo het ook baie arm groot geraak, maar hy het hard gewerk en gelukkig het mense hom raak gesien. Maar mens moet dalk gee dit vir jou ook moed. Mense voel dalk nou jy is nie belangrik nie of hulle sê vir jou dit of hulle sien jou nie raak nie. Maar die Here sien ons elkeen raak. Ons is almal belangrik vir hom. Maar die binnekant is die belangrikste, nie die buitekant. Die wêreld sê baie keer jy moet buite, jy moet mooi wees, jy moet sterk wees. Maar God kyk anders. Hy kyk na ons hart. Nou het ek 2 bokse hierso. Nou watter een sal julle kies? Kyk, hier's nou, dis een of ander sappie. Dit is warm vandag, so ek weet nie sal iemand eerder 'n sappie gekies het nie of sou julle hierdie boks gekies het? Wat sou julle kies? Die TV. En julle aan die kant? Die sappie. Jy het klaar TV, maar nou kan jy nog een hê. Jy wil nie hom hê nie. Okay, hy sou die sappie gekies het. Maar nou wil ek 2 mense hê. Melanie, wil jy kom? Jy gaan net kyk, wat is hier binne-in? En Benita, gaan jy kom? Dan kyk jy vir ons, wat is hier binne-in? Maar wag, laat hy eers kyk. Kyk jy gou hier Benita, maak hom so 'n bietjie oop aan die kant. Dan kyk jy, wat is daar binne? Kry hom los. Anders kan jy hom maar net so 'n bietjie oplig aan die kant. Okay, wat is daar binne? Niks. Niks nie. Daar's niks binne nie. 'n Bietjie Formalin. So jy het nou gedink jy gaan 'n TV daar kan kry. Want die boks sê dis 'n Samsung TV. Maar binne was nie 'n TV nie. Okay, kyk jy gou in hierdie sapboks, die boks lyk nie eers meer lekker nie. Okay, jy kan seker al sien. Wat is daar binne? Wys daar vir almal. Daar's 'n tablet daar binne-in. Maar jy het gedink jy gaan 'n sappie kry. So jy sou 'n tablet dalk gekry het, maar jy het gedink jy gaan 'n sappie kry. So dit sluit aan by wat Janu gesê het. Moenie 'n boek met die buiteblad daarop judge nie. Moenie sê ek kyk maar net na iemand en dis wie hulle is nie, want jy kan verkeerd wees.
Soos wat mense hierso gesien het. Ons hart is vir die Here die belangrikste. Wat gaan aan in ons hart? Het ons 'n vuil hart of het ons 'n skoon hart? En mens moet, dit kom uit in jou lewe. As jy 'n vuil, slegte hart het, gaan dit uitkom. Onthou julle, ek het met julle dit al gedoen, maar ook met julle, daai sponsie wat mens in die vuil water gesit het. En dan druk jy dit, dan kom al vuil water uit. Maar as jy dit in skoon water sit, dan kom al skoon water uit. So, dit wys vir ons, dit kom uit in ons lewe, wat hier binne aangaan. So, dit is waarop ons moet fokus. Die Here sien dit raak. Ok, so julle gaan nou verder bietjie daaroor gesels. Ons gaan lees uit 1 Samuel 16 vanoggend. Ek wil net dit ook noem. En dan moet 'n nuwe koning van Israel gekies word. En toe word Dawid gekies. Niemand het gedink Dawid gaan gekies word nie. Isaai het 8 seuns gehad. Dawid was die jongste. Maar God het sy hart raak gesien. Toe kies hy hom. Almal het gedink die oudste of die langste een sou gekies geword het, die sterkste een. Maar toe is dit die jongste onbelangrikste een. So dit is waaroor ons bietjie verder gaan nadink vanoggend. Sit. Hy is vas. Ek dink is daai kant dalk, ja. So die 1 Samuel boek gaan oor die voorbereiding en die begin van die koningskap in Israel. En dit gaan nou tot daar waar Saul sterf, waar hy oorlede is. Dit is waar dit eindig. Kom ons bid saam voor ons vanoggend se gedeelte lees. Here, ons kom vandag na U toe en ons dank U, ons loof en prys U vir U goedheid, U liefde, dat U vir ons sorg. U het elkeen van ons uniek gemaak. Here, partykeer vergeet ons dit, ons vergelyk ons met ander, ons kyk vas aan die buitekant, en dan voel ons is dalk nie goed genoeg nie. Ons lyk nie soos ander nie, ons het nie wat ander het dalk nie. Maar Here, vir U is daai goed nie die belangrike ding nie. Dis wat in ons harte aangaan. Here, so ons bid vandag dat U ons harte sal rein maak. Kom Heilige Gees, geef ons, maak ons harte skoon. Help ons om te lewe soos die Here van ons vra. Help ons dat ons innerlik reg is, want dit gaan uitvloei in ons lewe ook. Here, ons weet U sien alles raak. Ons kan niks vir U wegsteek nie. So vandag kom ons en ons sê net, Here, help ons. Help ons om te weet wie U wil hê ons moet wees. Maak ons Heilige Gees meer en meer soos Jesus. As ons uit die woord uit lees, Here, dan bid ons ook dat ons nie maar net woorde sal hoor nie, maar U sal hoor praat. En dat ons sal reageer daarop. Here, dankie dat U vir ons nie net goed vra nie, maar ook vir ons help. Help om dit te kan doen wat U van ons vra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons 1 Samuel 16, vers 1 tot 13, en dis uit die boodskap vertaling. Samuel salf 'n ander koning. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie, en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n vers saam en sê, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Salf vir my die een wat ek jou sal beveel. Samuel het gedoen wat die Here gesê het. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontstel tegemoet gekom en gesê, kom u in vrede. En hy het gesê, ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe.
Hy self het vir Isaai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe gebring. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Toe roep Isaai vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Daarna het Isaai vir Sama laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Nadat Isaai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Daarom het Samuel vir Isaai gevra, is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. Toe sê Samuel vir Isaai, laat hom haal, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isaai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dis hy. Samuel het die horing met die olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Nou die vraag vanoggend is, het jy al ooit gevoel iemand sien jou nie raak nie? Dalk omdat jy jonk is of dalk selfs omdat jy oud is. Jy is nie belangrik nie. Nou die dag het ek gepraat met iemand wat nou ouer was as ek. Ons sit aan tafel en dit was nou op die retreat waar ek was. Wil maar net sê dit is wonderlik soms om net weg te kom bietjie en stil te wees by die Here. Maar ons praat toe so, ek is nog besig om met hom te praat en hy ignoreer my net. Hy kyk maar net weg. Laat ek nou maar net ophou want ek kan sien hy ignoreer my nou. Dalk het jy al gevoel iemand doen dit met jou. Hulle sien jou nie raak nie. Hulle kyk jou mis. Of iemand het dalk besluit wie jy is voor hulle jou geken het. Dalk het jy dit dalk met iemand gedoen, maar agtergekom ek was verkeerd. Dit was nie hoe die persoon regtig was nie. Soos ek gesê het van die man op die straat. Ek het agtergekom, daar's 'n heel ander storie wat ek eers van geweet het nie. Na ek studeer het, ek het dit nou 'n paar keer genoem, maar toe moes ek nou aansoek doen en dit het maar tyd gevat. Dit het sommer dadelik gekom nie. Maar 'n paar keer het mense gesê, ons hou van wie jy is, maar jy's te jonk. So hulle kyk, dan voel mense, hulle kyk net aan die uiterlike. Jy's nou jonk, so nou dit alles verder tel nie. Of jy's nie getroud nie. Asof dit die belangrikste ding nou eintlik is. As jy 'n dominee moet aanstel, as jy getroud of nie. Maar sulke goed gebeur maklik. Natuurlik glo mense nog steeds die Here bring mense op die regte plek, maar mense ervaar sulke dinge in die lewe. Of party dink dalk jy's 'n vrou, so jy kan nie die werk op dieselfde manier doen as 'n man nie. Al is jy dalk dieselfde gekwalifiseer. Of wat ook al, sulke goed ervaar mens in die lewe daar buite. Nou ek het gehoor van 'n viool. Jy kan daai slide wys, Kobus. 'n Viool by 'n veiling. By 'n veiling is nou waar klomp mense probeer hulle prys daarop sit totdat dit aanvaar word, die hoogste prys, dan kry jy die item. So 'n viool, daai viool was nou al oud en stowwerig. Dit het daar op die tafel gelê. En toe het mense nou begin om 'n bedrag neer te sit. So hulle, een persoon sê R10, ander persoon sê R20, ander een het gesê R30. Maar toe staan 'n man op en hy vat die viool en hy stof hom af, hy maak hom weer skoon en hy stem hom in en hy speel toe 'n baie mooi lied. Toe is almal verbaas. Toe kyk hulle anders na die viool. En toe kom die volgende wat mense aangebied het was toe sommer R1000, R2000, R3000. Toe word hy vir 'n groot bedrag verkoop. Maar die viool het nie verander nie. Dit was dieselfde viool. Mense het net nie raak gesien
hoe waardevol daai viool is nie. So dit is wat baie keer in die lewe ook gebeur. Mens kan daai fout maak. Jy kan aangaan, Kobus. Jy moet nou volg, jy gaan 'n paar slides moet wys so, asseblief. Daar's 'n jong onderwyser wat vir kinders klas gee, maar toe sy sy nou nie by die skool is en die ouers nou hoor, hulle kinders gaan by haar wees. Toe het party dadelik gedink, o, jene, gaan hierdie jong juffrou goed genoeg wees. Moet ek nie dalk my kind skuif na 'n ander klas of skool toe nie. Maar toe is die onderwyser baie goed. Sy was lief vir die kinders, sy het hulle gehelp om beter te lees en hulle het sommer beter gedoen. So net omdat sy jonk was, het nie beteken sy kan dit nie doen nie. Almal was verras. Daar was 'n professor ook en daar was 'n baie slordige student. Kyk hoe lyk hy ouetjie, sy hare is sommer de mekaar, hy lyk vuil, hy lyk sommer nog vaak. Toe dink die professor, hierdie student gaan nie hard werk nie. Hy gaan nie ernstig wees oor sy werk nie. Maar toe is daar, Kobus, ek dink 'n draad daar so by die klankbord, dalk my draad wat daar ingaan. Iets is nie lekker dalk daar nie. Maar toe is dit die beste student in die klas. So weer eens, hy het die fout gemaak om net te kyk. Iets is daar los, ja. En die laaste storie wat ek wil vertel, hy's nou baie sag. Jy kan nou net aangaan op Kobus, sorry, volgende slide. Dit was by 'n juwelierswinkel. Toe kom 'n vrou daaraan wat ook maar gewone klere dra, sy lyk nie ryk nie. Toe het die ou wat daar werk, die man by die juwelierswinkel, haar sommer geïgnoreer. Nie eers gevra, wat soek jy nie? Maar toe sê sy, roep sy hom nou later en sê, hoorie, ek wil iets koop. Sy soek toe 'n armband met diamante op, 'n spesifieke een, en sy koop dit toe met kontant. Toe is hy nou baie verbaas, want hy het gedink, sy kon kyk nou maar net, sy kan dit nie bekostig nie. So, ons almal maak soms hierdie fout, maar ons moet die Heilige Gees vra om ons te help om anders te kyk. Ons kyk soms vas in die uiterlike. Beoordeel mense op grond van die uiterlike. In Jakobus 2 hoor ons moenie dit doen nie. Ons moenie, byvoorbeeld as iemand by die kerk aankom en hulle lyk ryk, hulle meer spesiaal hanteer as iemand wat hier aankom en mens kan sien dalk hulle is arm. Mens maak daai fout maklik. Nou, as ons nou terugkom hier by 1 Samuel, die Israeliete het gesien die ander nasies het 'n koning, 'n aardse koning. God was die Israeliete se koning, maar hulle het gesien die ander nasies het 'n aardse koning wat oor hulle regeer. En hulle soek toe ook so 'n koning. Hulle sê toe, ons soek ook iemand wat ons regeer en wat ons kan lei en wat vir ons kan oorlog maak. So hulle dring toe aan, ons soek 'n oorlog. En hulle het toe gehoor, maar dinge gaan nogals verander as daar 'n koning kom. Dit gaan nie vir julle meer so lekker wees soos nou nie. Sekere goed gaan verander. Meer gaan van julle gevra word. Maar hulle het nog steeds gesê, ons soek 'n koning op aarde. En in 1 Samuel 8 gaan vra hulle nou vir 'n koning. So hulle kry hulle wens, al is dit eintlik nie wat die Here wou gehad het nie. Hulle het nog steeds gesê, ons soek dit. En Saul was nou die eerste koning, en Samuel het hom ook gesalf as koning. Samuel was nou 'n profeet en 'n priester en 'n leier. So hy het hom gesalf, die eerste koning. Maar die Here het vir Saul verwerp. Hy het goed begin, maar hy het ongehoorsaam geraak. En toe verwerp die Here hom as koning. Toe sê hy, ek wil nie meer vir hom as 'n koning hê nie. Daar's 'n ander koning wat ek wil hê. En dit was nou Dawid. Want die Here kyk na mense hart. So hy het by Dawid gesien, hier is die een wie ek as koning soek. Maar Dawid was maar nog net jong. Nou Samuel het die moeilike opdrag gekry om vir die nuwe koning te gaan salf. Te gaan sê, hierdie is nou die koning wie die Here gekies het. Maar terwyl Saul nog koning was. So dink gou, jy is koning en nou sê iemand anders,
hierdie een gaan die nuwe koning wees, hy gaan jou vervang. Ek dink nie dit sou baie lekker gewees het nie. Dit was gevaarlik vir Samuel, want as Saul dit uitgevind het, kon hy vir hom dalk doodgemaak het. Dalk vir die nuwe koning ook, want hy wil koning bly. En daar's mos nou baie voordele ook as jy 'n koning is. So dit was nie 'n maklike opdrag nie. Samuel het ook gehoor, hy moet Bethlehem toe gaan en na Isaai toe, maar hy het nie geweet presies hoe gaan dit werk, wie is die een wie hy moet gaan kies nie. So hy gaan maar bietjie onseker. Maar hy moes gehoorsaam gewees. En ons hoor 'n belangrike ding daar, ons moet gehoorsaam wees aan dit wat God vra. Ook al is dit nie maklik nie. Ook al is dit nie iets wat jy wil doen. Dit is die Here vra soms, soos byvoorbeeld, wees lief vir jou vyand. Dis nie iets wat ons self wil doen sommer net altyd nie, maar dit vra van jou baie. Daai persoon wat lelik is met jou, wat jou spot, wat die lewe vir jou moeilik maak, ons moet juist vir hulle ook lief wees. Maar dis wat die Here van ons vra. En Isaai het 8 kinders gehad, en hy nooi toe 7 van sy seuns saam na die ete toe met Samuel. Wat baie erg eintlik is wat my nogals getref het, is Dawid was een van die seuns, maar hy word eers genooi na die ete toe nie. Hulle het nie eens gedink hy staan 'n kans nie. Hy is mos nou die heel jongste. Hy is onbelangrik. In daai tyd was, as jy skape opgepas het, was jy nie belangrik nie. Hulle was onbelangrik. So hy is eers genooi na hierdie ete toe nie. Maar nou hoor mens wat dan nou gebeur. Die 7 broers het toe nou so voor Samuel verskyn, maar dit is nie een van hulle nie. Want net daai eerste een, hy sien vir Eliab, hy was nou die oudste, en hy kyk na die uiterlike, en hy dink hierdie is nou die een. Want wat mens nou moet onthou is, in 1 Samuel 9 hoor mens, Saul was sterk, mooi en lank. So hy dink nou, ek moet dalk weer daarna kyk, dis die tipe koning wat ons soek. Iemand wat sterk lyk en lank is en mooi lyk ensovoort. Maar dit is waar hy die fout gemaak het. Want in vers 7 hoor ons, dan sê die Here vir Samuel, moenie kyk hoe hy lyk, of hoe groot hy is nie. Ek wil hom nie hê nie. Dis nie wat 'n mens kan sien wat tel nie. Mense kyk na iemand se buitekant. Ek, die Here, kyk na 'n mens se hart. Ons kan ook sê na die innerlike. Nou die Hebreëse woord vir hart is leibab, en dit verwys nie eintlik na die orgaan nie, maar dit word eerder gesien as die sentrum. Dis 'n baie breër ding, die sentrum van denke, wil, emosie, en morele besluitneming. Jou hart bepaal eintlik jou karakter. Dis hoekom Dawid vra in Psalm 51 ook, gee my 'n rein hart. Want dis hoe hulle gedink het, my hart bepaal eintlik alles. So as dit verander, as dit rein is, dan is ek anders. Dit is waarna die Here kyk. Hoe lyk dit aan die binnekant? Hoe lyk my hart? Wat gaan regtig daaraan waar mense dit nie kan sien nie? Die uiterlike is nie die belangrikste nie. So die vraag is, hoe kyk ons gewoonlik na ander mense? Maar ook dalk na onsself. Ons kan baie fokus om mooi te lyk en indrukwekkend te lyk, maar die belangrikste is ons harte. Dit is waaraan ons moet aandag gee. Ons moet vir die Here vra, verander my hart. Help my Here, maak my van binne af nuut en skoon. Ons hoor wat maak regtig saak vir die Here. En dit is anders as wat vir die wêreld saak maak. As jy op social media kyk, gaan jy baie die uiterlike sien. Nie die innerlike so baie nie. Mense gaan nie daarop fokus so baie nie. In Matteus 12 vers 34 dan sê Jesus, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So dit gaan by jou mond uitkom, wat hier by jou hart aangaan, soos ek vroeër ook gesê het. So elke keer was dit nie een van daai seuns nie. En Isaai vra later, is hierdie al seuns? Is daar nie nog een? En dit is wat Samuel gevra het, en Isaai sê toe, ja, daar is nog een.
hy pas skape op. En Samuel sê, toe gaan haal hom, want ons gaan nie eet voordat hy nie hier is nie. En toe wraggies is dit hy, wat die Here kies, die nuwe koning, die jongste, die onbelangrikste, want die Here het sy hart raak gesien. En hy word toe gesalf as die nuwe koning. So, dis baie belangrik dat mens dit onthou. Ons kan heeltemal verkeerd wees met mense. Ons moenie so kyk na mense nie. So kom ons gaan kyk en vra vir die Here. Ons kyk anders, maar ons vra ook vir die Here. Here, help my om te kyk na mense soos wat U na mense kyk. Dis baie belangrik. Mens hoor ook hierso dat mens moet versigtig wees om maar net somme soos wat jy dink oor iets dit te doen. As Samuel sommer maar net dadelik gedink het, dis Eliab en ek kies hom, dan sou hy 'n verkeerde persoon gekies het. So mens moet afhanklik wees, mens moet wag, luister, as dit kom by keuses in die lewe. Wat sê die Here? Wat wil hy hê? Dit kan heeltemal anders wees as wat ek wou gehad het. So, dit is ook baie belangrik. Kom ons bid saam. Here, dit is vir ons ook wonderlik om te weet dat U sien wie ons werklik is. Aan die een kant kan dit ons soms dalk laat 'n bietjie bang maak, veral as mense hart dalk nie rein is nie. Maar aan die ander kant kan ons weet, al sien mense dit nie raak nie, U sien raak wat in ons hart aangaan. U ken ons karakter. U weet wie is ons teen diepste. Here, ons wil verander baie kere, die wil is daar, maar ons gedagtes, ons hart, ons gewoontes, dit moet verander ook. Anders is ons wil nie sterk genoeg nie. So ons bid, Here, kom, verander ons, help ons. Maak ons nuut. Here, ons kan net dit vra, ons is afhanklik van U. Ek wil hê, Here, dat elkeen van ons sal glo ons is spesiaal en kosbaar vir U. U het ons gemaak. Here, baie dankie. Dankie dat U so goed is vir ons. Ons bid vir almal wat swaar kry nou, wat voel hulle is waardeloos. Hulle word nie raak gesien nie. Hulle is sommer maar net 'n nommer. Here, dankie dat dit nie met U die geval is nie. U ken elkeen van ons. U weet waar ons is en waartoe ons gaan. Here, daarvoor kan ons U net dank. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar is nou die geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan 'n paar afkondigings ook gedeel word.
Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid vanmôre om hier te kon wees en die boodskap te ontvang, Here. En belangrik dat die elkeen van ons wat hier sit vanmôre se harte ken. U ken ons omstandighede, u ken ons behoeftes. En daarom wil ons vir u loof en prys vir dit wat ons vanmôre ontvang het as 'n offergawe. Seën dit asseblief, Here, tot seën in ons gemeente en dat dit sigbaar sal wees vir elke gemeentelid om te sien hoe ons hier aangewend het. Amen. Dat sê, kom ons kyk na die afkondigings. Die bazaar is vinnig op pad, my maand is om die draai, kyk maar daar asseblief, as jy vir Boets kan help, met enigiets, 'n stalletjie of wat ook al, en dan ook leebordeltjies, 300 ml leebordeltjies vir die ingelegde goed. Ek sien daar so ons hierdie maand, ek kan jy ook sien wat ons, as dit vir u moontlik is, bestanddele wat benodig is jelly en condensed milk en caramel en al daai goed. Kyk maar daar so, u kan dit vir ons kerk toe bring, of kerkkantoor toe bring, sal waardeer word. Ons vra maar weer, as die nuwe intrekkers is daar in die portaal voor, is daar 'n vormpie, vul vir ons in, sodat die nodige administrasie gedoen kan word. En dan die vrouediens verkoop puddingpakkies, glaspuddingpakkies, baie mooi pakkies, daar's 6 in 'n kartonnetjie, is R50 'n karton. As jy belangstel om dit te koop en hulle ook te ondersteun, kontak maar daar vir Anna Rousseau asseblief. Verjaarsdag in die week, baie geluk aan almal wat in die week verjaar. Ek sien daar's heelwat mense, mag dit 'n baie mooi nuwe lewensjaar, vol van God se vrede en sy seën wees. Joppie Klief was in die hospitaal, ek verstaan hy is ontslaan, en Hannes Vos herstel ook na operasie. Kom ons bid dat die Here ook vir hulle vinnige genesing sal gee. Daar sit Hannes, my genade Hannes, is bly om te sien, ek sien jou nie raak nie. Hannes is hier by ons, groot operasie gehad, maar baie bly is hier by ons. Ek het nou alles gesê wat ek doen, en daar's nog ander goedjies ook op die gebedlys. Kyk maar daar so, is die mekaar wêreld, die boere word geaffekteer, die plek en kou epidemie, en baie dankie ook dan vir die Here waar daar ook in ons land soveel reën val. Daar sê. Slotlied is kom verander my hart, o Heer. Kom ons staan en sing hierdie lied saam.
Ontvang die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle sal wees. Amen. Ons sing amen vir oggend.